Hallo julle. Hallo daar. Ons moes oorbegin en dalk gaan hy dit weer doen, maar ons Bobby hond, as ons sê hallo dan gee hy ook so blaf. Ons het dit maar uitgesny, maar Matilda sê dit is deel van die agtergrond. Ja, want ek dink waaroor dit gaan is ons moet 'n hele 'n muur, 'n kasteelmuur bou waar binne ons sit sodat hy nie naby ons kan kom nie. So, as 'n mens nou na ons situasie hier kyk, dit is kussings en stoele wat op hulle kante gekeer is. Dit is nie jou standaard ateljee nie. En hy wil graag by ons uitkom. Ons is by ons laaste tema van hierdie reeks is ons vanmôre besig. En dit is 'n tema wat baie sterk aansluit by verlede week se tema. Eintlik maar by al die temas, maar die tema is veranderde mense verander mense. Wat 'n belangrike aspek is, wat 'n hele paar fasette insluit. So ek sit en wonder wat sou 'n veranderde mens wees? Wat is die veranderings of wat maak dat 'n mens dit kan 'n paar gesprekke wees. Want dan in die eerste plek wat maak dat 'n mens verander? Wat is die verandering? Maar wat sou jy net in breë sê? Wat is 'n veranderde mens? Ek sou sê dit is nie noodwendig iemand wat tevore het ek so geleef en nou het ek totaal 'n nuwe blaadjie omgeslaan en ek leef nou so nie, maar 'n veranderde mens is iemand wat binnewerk doen. Ja, en dis 'n algaande proses. Ja. So dis 'n mens wat in 'n proses is of op 'n reis is, op 'n binnereis is en waarvan die tekens begin wys. Ja. Ja. En ek dink dit sluit aan my verlede week in terme van die waarheid om jou waarheid te leef. Ek dink wanneer 'n mens daai skuwe begin maak van om uit regtig waar met alle beste intensies vanuit jou waarheid te leef, dan is dit net anders. Ja. Daar's iets anders wat oorkom. Dis 'n ander energie. En ek dink dit verander 'n mens. Ja. Die mense wat daaraan blootgestel word. Ja, maar ook die Jouself. mens wat vanuit daai waarheid begin leef. Want weer eens dink ek nie dit is 'n oornag ding nie. Nee. Ons val baie vinnig terug in ou patrone. Onsekerheid van gaan dit aanvaarbaar wees, gaan mense my verwerp as ek eerlik is omtrent dinge. So dit is ook maar 'n algaande proses. In baie opsigte het ons 'n wanvoorstelling wat bekering betref. Ons werk baie sterk met 'n beeld van ek leef 'n lewe weg van die Here af. Daar vind 'n bekering plaas en dit verander totaal en ek is 'n totaal ander mens. Maar wat die mistisie besef het, is dat ons op 'n reis is. En dit is 'n proses wat deurentyd plaasvind. En dat 'n mens eintlik nader aan die kol is, nader aan wat Jesus ook oorgedra het. Bekering is 'n voortdurende, voortgaande proses. Jy mag op 'n enkele dag nodig hê om 'n paar keer bekeer te raak. Ja, en dit het weer te doen met bewussyn, dink ek. Dis presies. Hier gaan ek nou weer op my ou spoor of hier kom daai ou onsekerheid op of daai jaloesie of wat dit nou ook al is. So daai bewussyn van waar is ek op die oomblik? Ja. Sonder om dit te kritiseer, wat in sigself vir mens baie is. Of 'n oordeel daaroor te vel. Ja. En hoe sou dit nou ander verander? Ek dink dit sluit aan by die hele kwessie wat ons verlede week ook aangeraak het en wat dit in die blok plasing wat ons ook gesit het, is die kwessie van real is rare. Mense word aangespreek deur 'n opregte egte
proses. Dit wys. Dit wys. Jy het nie alles onder die knie nie. Jy ken nie alles nie, jy weet nie alles nie, maar jy is met alle opregtheid en erns is jy hiermee besig. En dit wat wel deurslaan, sê ook iets van 'n baie liefdevolle pad waarmee die Here in hierdie proses met 'n mens besig is. En wat dan ook 'n mens help om met ander oë, met ander na mense te kyk en anderster met hulle om te gaan. Ek dink dit het ook te doen met daai gevoel van veiligheid wat mens kry wanneer jy met iemand praat wat bloot net is wie hulle is. Ja. Daar's niks wat vir jou, daar's integriteit. Daar's 'n gevoel van, hoe sê ons altyd, hy is wat jy kry. Dit is hoe dit is. Ja. En dit kan iemand wees wat rof om die rough around the edges is, maar dit is iemand wat net eg homself is. Ja, en ek dink 'n belangrike pad van die mistisie, hierdie reis, dit is nie 'n veroordelende reis nie. Nee. Dis nie veroordelend ten opsigte van jouself nie, want 'n mens groei al hoe dieper in hierdie diepe leef in die liefde van God. Leef 'n mens in 'n liefde wat die vrees uitdryf, 'n liefde wat nie veroordelend is nie. En hierdie veranderde mense, hierdie mense wat iets daarvan beleef, dit ook teenoor hulle self toepas, is nie veroordelend teenoor ander mense nie. Want ongelukkig is dit so dat baie kerkgangers 'n beeld van veroordeling oordra. Ja, of 'n beeld van veroordeling ervaar dit in die kerk. Ja. En ek dink dit is baie keer omdat ons onsself tot 'n groot mate kritiseer en veroordeel. So ons speel dit ook. En projekteer dit. Ja. Ek dink ook dit het te doen daarmee dat veranderde mense op hierdie manier het al meer 'n besef van dat alles een is, dat ek deel is van hierdie gemeenskap, en mens sien jouself al meer gespieël in ander. Jy het al meer simpatie, empatie, erbarming vir iemand want jy's ook daar. Jy beleef dieselfde dinge. Jy staan nie verhewe bo dit nie. Jy ervaar al meer, soos wat jy meer en meer bewussyn ontwikkel, ervaar jy al meer hierdie dinge in jou, wat jy dalk altyd in ander mense veroordeel het. Ja, want hierdie binnereis, dis 'n baie eerlike reis. Ja. En jy besef, jy het baie letsels en leemtes. Ja, en dinge wat jy, wanneer jy regtig begin bewus raak van jou gedagtepatrone, dan besef jy maar net eintlik hoe jy maklik, en vir my persoonlik, hoe ek maklik iemand kan kritiseer omdat hulle 'n baie kritiese mens is. En terwyl ek besig is om dieselfde ding te doen. Net om 'n voorbeeld te gee. So, ek dink veranderde mense dra iets, soos jy sê, dra iets oor van daai aanvaarding van hulle self, of 'n proses waarin hulle self leer aanvaar, en dat jy ook by hulle aanvaar voel. Dis reg. Ja. En weer eens in aansluiting by wat verlede week in die gesprekke na vore gekom het, is dit is nie iets wat 'n mens noodwendig iemand anders ter leer nie. Dit is nie 'n stel inligting of 'n pak inligting wat jy aan iemand oordra nie. Dis 'n leefwyse. Dis 'n ingesteldheid. Baie meer as kopkennis of 'n kundigheid. En dit is baie meer 'n geval van dit is iets wat nie geleer word nie, maar geleef word. Ja. Soos
party van die mense sal sê is this is caught, not taught. Jy vang dit eerder as om dit geleer te word. En ek dink dit is 'n baie belangrike faktor veral vir ouers wat klein kinders het. Baie keer is ouers baie ernstig om dinge aan hulle kinders oor te dra en hulle wil hê kinders moet sekere waardes hê, kinders moet op 'n sekere manier leef, want hulle wil die beste vir die kinders in die lewe hê. En dan kry mense dit selfs ook dat ouers baie erns dan daarmee maak om hulle kinders by kategese te kry of aan kerk bloot te stel of wat ook al. Maar as ons met hierdie beginsel werk, kinders gaan aanvaar wat hulle by hulle ouers sien. Ja, die waardes wat geleef word. Die waardes wat geleef word. Ja. As dit net iets is wat ouers inbring omdat hulle bekommerd is oor hulle kinders se opvoeding, dit het nie daardie waarde van egtheid wat so aansteeklik is nie. Dis soort van once removed. Dis once removed. Ja. Ek sit nou net en dink in terme van wat ons sê verander mense. Ek sou eintlik dit wil verander na veranderende mense. Ek hou daarvan. Want dit, as ons praat van die proses, dit is net as 'n invoegsel. Dat mens eintlik dat 'n mens nie daar is nie. Jy's nie verander en klaar nie. Dis reg. Dis baie goed. Ek dink is baie legitiem en goed om dit op die manier te doen, want dit is 'n nouer of 'n meer getroue uitbeelding van die proses wat plaasvind. Ja. Baie dankie julle, dit is altyd lekker om met julle te gesels. Dit is vir ons vanmôre so lekker om hier te sit en die son skyn buite. Die lug is koel, dis die mis getuig daarvan, maar die son skyn, ons kan wasgoed was. Ja. Dis wonderlik. Wat doen ons volgende week? Ons het nou niks verder nie. Ons sal wel aan iets dink. Iets sal wel aanmeld. Iets gaan aanmeld. Of as julle aan iets dink. Ja. Of 'n vraag het, laat asseblief weet. Ja, asseblief. So hoop julle het 'n baie lekker lang naweek. Laat dit met julle goed gaan. Mooi bly almal. Tata.